Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier vanoggend. Ons Paasfeesklokke wou toe nou nie lekker saamwerk vanoggend nie, maar vanoggend vier ons Christus se opstanding. Vanoggend vier ons daardie Sondagoggend baie jare terug, toe Christus uit die dood opgewek is, toe hy opgestaan het en die dood oorwin het. En daarom groet ons mekaar vanoggend met die woorde wat Christene oor die wêreld heen mekaar vandag mee groet, en dit is: Jesus het waarlik opgestaan. So kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar met hierdie wonderlike woorde vanoggend. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons op hierdie oggend U as die opgestane Heer kan kom verheerlik. Dat ons U kan loof en prys as die een wat die dood oorwin het, wat nuwe lewe gebring het. Mag die wonder daarvan van ons, vir ons op hierdie oggend regtig net opnuut in ons harte iets kom wakker maak. Here, dat ons vanoggend nie hier is uit gewoonte nie of net uit tradisie nie, maar dat ons vanoggend op hierdie spesiale dag hier is, Here, om herbevestiging te kry. Dat dit wat daardie dag gebeur het, die waarheid is. Dat dit waarlik gebeur het, Here, dat U waarlik die dood oorwin het. En dat dit voldoende was en dat dit genoeg was vir elkeen van ons. Mag ons vanoggend deur die woord opnuut die diepte daarvan besef, Here, die grootsheid. En mag dit in ons harte nuwe toewyding bring. Breek die woord vir ons oop deur die Gees en kom lei ons in die waarheid vanoggend. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Hebreërs 9, vers 1 tot 14, as jy daarin wil blaai. In my Bybel is dit bladsy 294, Hebreërs 9. So toe Jesus daardie Sondagoggend opstaan uit die graf en hy oorwin die dood, was alles vir altyd anders gewees. Hy het op daardie dag die wêreldgeskiedenis kom verander en niks sou ooit weer dieselfde gewees het nie. Maar dit was nie net so eenvoudig gewees nie. Vir die Joodse volk was dit veronderstel om maar net die nuwe trap, die nuwe fase, die uiteindelike doel waarin hulle op pad was, wat God met hulle op pad was, dit wat beloof is, was veronderstel om net 'n tree in hierdie nuwe verbond, in hierdie nuwe bedeling in te wees. Was nie veronderstel om moeilik te wees of enige iets nie. Maar ons ken die verhaal goed en ons weet dit was nie net so eenvoudig gewees nie. Party van hulle het baie vinnig en maklik geweet, Jesus is die Messias, en hulle het saam met hom geleef en saam met hom gegaan, en hulle het geweet hierdie opstanding beteken nuwe lewe. Vir ander het dit so 'n bietjie rukkie gevat, om die boodskap weer en weer te hoor, en ons weet Handelinge vertel vir ons hoe daar daagliks nuwe mense by die kerk gevoeg is.
So vir party was dit so 'n tydjie gewees om mooi te besef, goed, maar hierdie is waarlik die Messias. Jesus het nuwe lewe gebring. Ander het besef dit is so, maar het nie kans gesien om die stap te vat in 'n nuwe rigting nie. Hulle het vasgehou aan dit wat bekend was en dit wat hulle geweet het hoe dit werk. Hulle was dalk bang vir verwerping en vir familie wat hulle gaan uitstoot. En ander het net gesê, ons koop dit nie. So iets wat eintlik net 'n vervulling van beloftes is wat lankal daar was en 'n eenvoudige, net 'n nuwe stap moes gewees het, was toe nou nie so eenvoudig nie. En daarom, as ons na die Nuwe Testament se boeke kyk, sien ons hoe die skrywers eintlik op verskeie plekke, op verskeie maniere, met verskeie fokuspunte, vir die gelowiges help op hierdie reis van oorgang, om te verstaan, maar hoe werk dit en wat het hier gebeur? As ons na die boek van Hebreërs gaan kyk, dan is dit eintlik 'n preek. Dis nie 'n brief soos baie van die ander boeke nie. Dis eintlik 'n preek wat iemand besig is om vir 'n Joodse gehoor, die Hebreërs is mos die Jode, vir 'n Joodse gehoor te preek. Ons weet nie wie die skrywer of die prediker was nie, hy is onbekend, maar ons kan sien hoe hy baie spesifiek in terme en woordeskat praat, wat die Jode mooi sou verstaan het, wat eintlik in die Ou Testamentiese konteks en kultus daai gebruik om die nuwe verbond, die nuwe bedeling van Christus vir dit te kom verduidelik. So baie woorde soos hoëpriester en offers en dan vreeslik baie woorde as vir alles oor Jesus en die nuwe verbond praat, wat die grootsheid en die andersheid en die beter daarvan verduidelik. Woorde soos uitnemend en uitnemender en groter. So ons sien hoe hierdie prediker vir die mense kom verduidelik hoe Christus eintlik maar net hierdie volgende stap is, hoe dit net 'n oortreëne nuwe bedeling is en hoe dit eintlik glad nie vir hulle so vreemd hoef te wees nie. So kom ons gaan saam lees dan Hebreërs 9 van vers 1 af. En hy sê dat die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent of die tabernakel is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels met die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Maar die ding is so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan en dit net een keer in die jaar en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan het. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie,
het hy net eenmaal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Net tot sover gaan ons saam lees. So ons sien hier hoe die prediker vir hulle bietjie terugvat na die tabernakel toe. Ons weet nie noodwendig hoekom hy kies om oor die tabernakel te praat in plaas van die tempel nie, maar hy vat hulle terug na die tabernakel toe en hy gee so kortliks herinner hy hulle hoe dit gelyk het, nê. So hulle is Jode, hulle ken die geskiedenis, hulle weet hoe dit was, maar hy gee so kort uitbreiding, maar dis kom ek ook sê, weet, ons gaan nou nie baie tyd en baie details spandeer vandag hieroor nie, kry net gou die prentjie in jou kop, want met dit in gedagte wil ek dan vir jou verduidelik wat eintlik hier aangaan. So, net vir ons dan prentjie ook, die oop gedeelte was dan die voorhof gewees, nê. So vir die tabernakel was dit waar die mense kon kom vir hulle offers. Die tempel het eintlik 3 verskillende voorhowe gehad, net. Daar het eintlik bietjie die klassestelsel begin inkom, so die tempel het 'n voorhof gehad vir vreemdelinge, wat mens so kan sê, mense wat van ander kulture en gelowe en godsdienste af oorgekom het aan die Jodendom toe, hulle is tot daar beperk. Die volgende een was vir die vrouens gewees, die volgende een vir die mans. So ons sien hoe daai voorhowe eintlik ook die mense onderskei het, nê. Vir die tabernakel was dit die een voorhof gewees en dan die bedekte deel is dan die heilige en die allerheiligste. So ons sien hy begin hierdie kant, die grootste gedeelte waar die menorah, die kandelaar met die 7 arms en die tafel met die brode is, en dan agter die volgende gordyn is dan die allerheiligste. So slegs die priesters het in die heilige deel ingegaan. So daar het hulle daagliks diens gedoen, die brood op die tafel is op elke Sabbatdag is dit geruil, en so het hulle daar gewerk. Die gewone mense het nie daar ingegaan nie, hulle het in die voorhof gebly. Een keer 'n jaar, op die dag van versoening, kon die hoëpriester in die allerheiligste ingaan, daar het die ark gestaan, en op die deksel, die gedeelte tussen die gerubs se vlerke is gesien as God se sitplek. So dit was die teken en die simboliek vir hulle van God se teenwoordigheid, waar God hulle kom ontmoet. So slegs een keer in 'n jaar het die hoëpriester daar ingegaan met 'n bloedoffer terwille van sy eie sondes en dan ook terwille van die sondes van die volk waarvoor daar nog nie 'n offer gebring is nie. Die teks sê ook spesifiek die sondes wat hulle onwetend gedoen het, nê. Maar daai bloedoffer was belangrik geweest. Die bloedoffer het gemaak dat daar dan volkome versoening op daardie dag vir almal se sondes gekom het. So terwille van ons konteks ook, help dit ons dan om te verstaan as hy dan nou verder praat. So wat belangrik is want wat hy besig is om te doen is, hy is besig om die ou verbond, die ou bedeling met die nuwe te vergelyk. En dikwels as ons met vergelyking werk, dan sê dit maar die een is sleg. Die een is nie goed nie, hierdie is beter, nê. Maar ons moet vanoggend verstaan dat ons nie so kan dink oor die ou verbond en die nuwe verbond nie. Die ou verbond was goed. God het die ou verbond ingestel. God het dit hom op daai manier aan sy volk vasgemaak. Hy het sekere gebruike en rituele ingestel om hierdie verhouding te bly dien, om hierdie verhouding te kan herstel elke keer. Die ou verbond was net nie voldoende vir volkome versoening nie. So die nuwe is beter, maar dit maak nie die oue sleg nie. Want dit is ook iets wat van God afkom. Dit is, die teks sê vir ons, dit is wat God ingestel het tot die tyd vir die nuwe verbond gekom het.
So ons moet net nie as ons hieroor praat in ons kop het dat die een sleg is en die een goed is nie. Hulle staan nie so teenoor mekaar nie. Die nuwe is 'n volmaak, heelmaak van dit wat eerste ingestel was. So die teks sê vir ons, hy verduidelik nou die prentjie en dan sê hy, maar die Gees kom openbaar vir ons 3 dinge, waarin die ou verbond nie heeltemal kon voldoen nie, of waarin hy tekort geskiet het. En die eerste een sê vir ons, aanbidding was beperk gewees. Omdat mense nie in die heilige en allerheiligste kon ingaan nie, was hulle beperk in hulle koneksie met God. Was hulle afhanklik van iemand anders om hierdie pad vir hulle oop te maak na God toe. Die teks sê in vers 8, dat solank as wat die heilige deel van die tempel daar is, kon mense nie by God in die allerheiligste inkom nie. So is die eerste probleem met die ou verbond, is dat mense se toegang tot God beperk is. Dat hulle aanbidding daarom beperk is, omdat hulle nie die direkte toegang en eie toegang gehad het nie. Die teks sê in vers 9 vir ons, die reiniging was nie volledig gewees nie, dit was onvolledig. Dit sê, dit kon net die uiterlike skoon maak. Dit was 'n simboliese bevestiging daarvan dat die sonde is skoon gewas aan die buitekant, maar dit het nie die gewete gereinig nie, sê die teks. Dit kon nie hierdie volkome versoening bring wat eintlik nodig was nie. Daar was nog steeds iets wat tussen ons en God gestaan het, nadat die offers gebring is. En die derde probleem is, dit was tydelik gewees. Die priesters moes daagliks en weekliks hierdie offerrituele doen, die tempeldiens doen, en die hoofpriester moes 1 keer 'n jaar moes hy sy bloedoffer in die allerheiligste invat op die dag van versoening. So dit kon nie, dit was nie standhoudend nie. Oor en oor moes hier herhaal word. En dan sê hy, maar, in Christus lyk dit anders. In Christus lyk hierdie hele prentjie nou anders. Hy sê, Christus is die hoofpriester, ons sien hierso, hoe hy vir Christus hierdie titel gee, wat inpas by die ou prentjie van die kultus, maar om te sê, Christus is die ware hoofpriester. En hy kom in die hemelse heiligdom in. So die tabernakel of die tempel was 'n afbeelding, 'n voorstelling van die ware heiligdom. En Jesus het nie op aarde die priesterlike amp gevul nie, want hy het nie voldoen aan daai voorskrifte om daar deel te neem, maar dit was ook nie dit wat hy kom doen het nie. Maar toe hy sterf en hy oorwin die dood, toe is hy die priester wat self ook die offer is. En dit het hom anders gemaak. En daarom is hy die hoofpriester wat na hy opgestaan uit die dood uit in die hemelse heiligdom kan inkom en kan sê, maar die offer wat ek gebring het en die offer wat ek is, was genoeg gewees. So hy is die hoofpriester in die hemelse heiligdom, hy is self die offer wat hy gebring het. Menslike priesters, aardse priesters, moes 'n dier geoffer het, iets of iemand anders se bloed gebring het. Jesus bring homself. Jesus bring sy eie bloed. En dit maak dat een offer voldoende was. Vir alle mense, oor alle tye heen. Jesus hoef nie weer en weer homself as offer te gegee het nie. Jesus hoef nie 'n nuwe tyddele dit weer te gedoen het, sodat 'n volgende groep mense ook daarin kan deel nie. Christus se een keer was vir alle tyd heen voldoende. Christus se een keer was vir my totale redding
voldoende. So Jesus maak die direkte toegang tot God moontlik. Ons lees, as die Jesus tot sterwe kom, dan skeer die voorhangsel, wat beteken, aanbidding is nie meer beperk nie. Aanbidding is nou volledig, want ons kan volledig tot by God nader. Die offer bring 'n totale reiniging, ook van die gewete, en daarom is oor en oor nie meer nodig nie. As ons verstaan hoe Jesus se offer werk, en hoe sy reiniging werk, dan verstaan ons vanoggend ook, dat hy my nie net skoon was nie, maar dat hy my herskep in 'n nuwe skepping in. Waar die ou offer sê hulle eintlik maar net my aan die buitekant skoon gewas het. Maak Jesus my tot 'n totaal nuwe mens. En dit is so belangrik vir ons om te verstaan as ons dink oor dit wat Christus gedoen het. Dat hy hierdie verhouding met God kom moontlik maak. Hy het hierdie intimiteit met God kom moontlik maak. Hy het my nuwe identiteit kom moontlik maak. Dis nie net 'n afwas aan die buitekant nie. Dis nie 'n ligtelike ding wat gebeur het nie. Dis 'n totale verandering van wie ek is as mens. Hy kom herskep wie ek is voor God en by God. Ons het nou gesê dat Christus se sterwe en opstanding het die heilige weggeneem. Dit het die nodigheid vir iemand anders om tussen my en God te staan weggeneem. Geen mens is meer afhanklik van 'n ander mens om vir hom 'n baan te weg na God toe nie. Geen mens hoef meer namens 'n ander mens 'n offer te bring of iets te doen om by God uit te kom nie. Omdat Christus die weg gebaan het, kan ek direk by God kom. En is dit vir my moontlik om in vryheid te leef saam met God? Die probleem wat die teks sê, is dat ons nie altyd daai vryheid verstaan nie. As ons nie verstaan dat dit 'n herskepping is wat plaasgevind het nie. En hierdie vryheid, sê hy, bring vir ons vryheid van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Die dooie werke is die sonde, maar die dooie werke is ook wanneer ons weer vasgevang word in wettisisme, wanneer ons weer vasgevang word in reëls en wette wat ons onsself of mekaar oplê, om dit weer vir ons moeilik te maak, om weer 'n las op ons gewete te plaas. En die skrywer sê so duidelik, dis deel van die vryheid. Ons word nie net vrygemaak van die las van die sonde nie, maar ons word vrygemaak van die las van ons gewete. Want deur die geskiedenis heen het mense hierdie nodigheid baie keer om vir hulle self hierdie reëls te maak, om te sê, maar ek moet darm so en so en so. Maar ek moet darm so en so en so, nee. Daar's mense wat heeltemal teruggryp na Ou Testamentiese wette en heeltemal in daai wette weer opgeneem word. En dink dit is 'n dieper verhouding met God, terwyl dit eintlik net weer afstand bring tussen my en God, want God sê 'n lewende verhouding tussen my en jou. Dit is waar dit gaan. Dit gaan nie oor reëls en wette en goed nie. Jy's vrygemaak van die las van die sonde, jy's vrygemaak van die las van jou gewete. Lewende verhouding, want in lewende verhouding verander dit. In lewende verhouding is ek gehoorsaam aan God, want ek wil hom eer en hom dien. En dit is my maklik en dit is my goed en dit is my lekker om in daai teenwoordigheid te leef, waar ek God se heerlikheid en sy glorie en sy teenwoordigheid beleef.
Maar my dooie werke sê, ek verstaan nie hierdie vryheid nie, ek verstaan nie die vryheid wat saam met Christus kom nie, ek doen goed, want ek hoop, dis genoeg. Ek is besig met goed, wat ek hoop goed genoeg is vir God, en wat ek hoop, my op die regte plek gaan bring. Maar ons nie verhouding nie, ons nie verstaan van die vryheid, wat saam met Christus kom nie. Christus bring vryheid nie vir vryheid nie. Het gaan nie maar net bloot oor vryheid nie. Hy bring vryheid vir verhouding en aanbidding. Hy bring vryheid sodat ons in die allerheiligste kan ingaan en daar by God se voete kan sit. En sy hart kan leer ken en sy stem kan hoor en sy nabyheid kan beleef. En hy word vir ons 'n werklikheid in hierdie wêreld. Maar Christus bring ook vryheid, sodat die koninkryk uitgebou kan word. Een van die teoloë sê, waartoe word ek vrygemaak? Dit is baie meer as net ek wat tot bekering kom. Ons het verlede Sondag gesê, Jesus het nie net kom sterf, sodat ek en jy kan weet ons gaan hemel toe nie. Ons het gesê, het gaan oor baie meer as dit, en dit is wat hierdie vraag dan ook vanoggend eintlik vir ons vra. As ek dink oor die vryheid wat ek in Christus gekry het, wat sy opstanding vir my moontlik gemaak het. Vir wat het God my vrygemaak? Waarvan het hy my vrygemaak? Sodat ek in sy wêreld hierdie vryheid kan gaan leef. Dit kan nie maar net wees dat hy my vrygemaak het ter wille van my vryheid nie. Dit is 'n baie klein verskraling van die werk wat Christus kom doen het. Van dit waarvoor hy gelei het en dit waarvoor hy opgestaan het. As ek dink oor die offerkultus wat ons vanoggend net so kortliks aangeraak het, ons het glad nie eens in die detail daarvan ingegaan, van wat dit hulle gevat het, al die moeite en die tyd wat daarin gegaan het, die voorbereiding wat daarin gegaan het, wat hulle in hulle self moes deurgegaan het om voordat die offer bring. Maar dit is 'n groot ding gewees. Dit het tyd en moeite gevat, dit oordenking gevat, dit het introspeksie gevat. Dan het dit vir my en jou eintlik maklik geword. As al wat ek en jy hoef te doen, is om te sê, Here, vergewe my, asseblief. Dit is so eenvoudig. Maar ek dink die gevaar is ook, dat ons dan nie die diepte daarvan onthou en besef nie. Dat dit te maklik is. Dat dit te eenvoudig is om net te sê, ag Here, vergewe my asseblief. En ek maak nie erns met wat dit hom gekos het en wat dit beteken om vry te kom van die sonde nie. Dat ons wanneer ons voor God kom en ons het nodig om ons offer te bring van skuldbelydenis en van regmaak en van versoening wat bewerk moet word, dat ons dit ook met erns sal doen. Dat ons ook die moeite en die tyd sal insit om seker te maak, ek verstaan die vryheid waarna toe ek verlos is en met erns voor God leef in intieme aanbidding, maar saam met dit die oortuiging dat die las van die sonde nie meer in my lewe heers nie. Ek wil graag geleentheid hê skep vir stil gebed, vir introspeksie,
En 2 vrae wat ek jou wil nooi om oor te dink, en nie nou, net nou nie, maar om te bly dink oor dit. Is jy vry? Soos God dit in Christus bedoel het, verstaan jy dit en leef jy in dit? Of is daar goed wat jy vanoggend besef, maar hier's goeders wat my vashou, hier's goed wat ek toelaat, 'n waarheid in my lewe is, wat my eintlik, wat afstand tussen my en God sit, goed wat my eintlik weghou van God af. Is ek waarlik vry? Verstaan ek waartoe Jesus my vrygemaak het? En die tweede vraag, is daar dan vanoggend dinge wat jou vryheid inperk? Is daar dinge, is daar sonde, waaraan jy vaskleef, dinge wat jy nie bereid is om te laat gaan nie? Of is daar wette wat jy vir jouself maak? Goed wat jy voel, ek moet hierdie so en so doen, maar wat eintlik maak dat jy nie in vryheid kan aanbid nie. So kom ons neem 'n oomblik en ons kom regtig voor die Here en ons vra vir hom vir ons hierdie dinge te kom uitwys. Ons neem 'n tyd van stil gebed. Here, in hierdie oggend is ek seker dat teen elkeen van ons se harte dinge kom wakker maak het, of ons kom wys het, wat ons nog toelaat om tussen ons en U te staan, Here, terwyl U die pad oopgemaak het, Here Jesus. En as ons op hierdie opstanding Sondag kom vier dat U die dood oorwin het, kom vier dat U nuwe lewe moontlik gemaak het, dan wil ons nie, Here, vasgevang bly in goed, wat hierdie vryheid inperk nie, dan wil ons nie 'n las op onsself plaas, wat U nie daar geplaas het nie. En Heilige Gees, daarom vra ek dat U ons sal help, Here, om hierdie dinge te kan neerlê, en om te sal besef, Here, hoe lyk 'n lewe van vryheid in U, 'n lewe waar ons met vrymoedigheid tot U kan nader, waar ons tot by U troon kan kom, en waar ons vry kan leef, as U kinders, as nuwe mense. Wil U daagliks, Here, ons gedagtes herskep, sodat ons hierdie waarheid sal kies en in dit sal leef. En nie sal terugval in ou patrone en ou maniere nie, dat ons daagliks nuut sal word en sal groei, Here, om al meer die mense te word wat U vir ons bedoel het om te wees. Lei ons in die waarheid, deur die Gees. En dankie dat ons weet, ons stap nie hierdie pad alleen nie. Ons hoef nie in hierdie wêreld alleen oor die weg te kom nie. Maar dankie dat U saam met ons gaan en dat U ook mekaar vir ons gegee het, sodat ons dit saam kan stap, mekaar kan opbou, mekaar kan aanmoedig, Here. Dankie vir die grootste liefde vir ons en vir die groot offer wat U gebring het, sodat ons U kinders kan wees. Amen.
Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede skenk.